Wat word van my verwag? Net soos wat die leiers en die dienswerkers 'n verantwoordelikheid het teenoor elkeen wat die gemeente besoek, het elke lid ook 'n verantwoordelikheid teenoor die gemeente. Onthou, die gemeente is 'n liggaam en ons het almal mekaar nodig. Wanneer een lid nie sy kant bring nie, lê die hele liggaam daaronder. So, hier is wat ons van jou verwag wanneer jy by Tygerberg Gesinskerk inskakel. Neem jou pen en skryf in jou boekie die volgende goedjies neer in die spasies daarso. Nommer 1 en die belangrikste is bekering en wedergeboorte. Dit is vir ons belangrik dat voordat jy 'n lidmaat word, moet jy daarom 'n verhouding met die Here hê. Jy moet daarom 'n oorgawe gemaak het en Jesus Christus aangeneem het. Nommer 2, geestelike groei. Ons wil nie hê jy moet 'n geestelike babietjie bly nie. Dis hoekom ons hierdie hele studie aanbied, hierdie hele kursus aanbied. Ons wil jou uitdaag om geestelik te groei. Nommer 3 is meelewendheid. Ons wil hê jy moet deel wees van die gemeenskap van die gelowiges en jy moet kom en jy moet deelneem. En as dit aanlyn is, moet jy inskakel en jy moet hierdie goeders deel sodat ons nog mense kan vertel van Jesus. Nommer 4 is om die eenheid van die gemeente te bewaar. Help vir ons deur om nie kwaadpratery en kwaadstokery toe te laat nie, maar juist te sê, hierdie is Jesus se liggaam. Hier gaan ons mekaar verdra en mekaar lief hê en ons gaan die eenheid verdra. Dan ook jou gawes en talente is nommer 5. Maak 'n toewyding om jou gawes en talente te gebruik binne in die liggaam van Christus, binne in die liggaam om ander gemeentelede ook te bedien. Nommer 6 is bid vir die gemeente. Bid vir die gemeente as jy nie hier is nie, bid vir die gemeente waar jy ingeskakel is. Bid ook nommer 7 vir die leiers van die gemeente. Nommer 8, ontwikkel 'n hart vir verlore siele. Mense wat verlore gaan, ontwikkel 'n hart om 'n passie te hê dat mense tot bekering moet kom en by Jesus moet uitkom. Nommer 9, strewe na geestelike volwassenheid. Dit is belangrik dat jy elke dag tree vir tree nader groei aan die Here Jesus en volwas word. Nou jy het gewonder hoekom het ons nog nie oor geld gepraat nie. Tot nou toe het ons nog glad nie oor geld gepraat nie, maar hierdie is tog 'n verwagting wat ons het. Onthou al hierdie dienste wat ons lewer. Meeste, as jy 'n Bybelstudieboekie gaan aflaai, dan is dit verniet. Jy kan dit verniet kry. As jy by die kerk kom, dan kos dit jou minimaal om daai boekie te kry. Hierdie dienste, alles kos geweldig geld. Iemand het eendag gesê, die lewende water is gratis, maar die plumbing wat dit na jou toe bring, kos 'n klomp geld. En ons wil vir jou vra om ook te oorweeg om ons bediening te ondersteun finansiëel.